Lekker, so ja, ek wil bietjie met julle gesels oor koekbak, so ek weet nie of julle kan sien hierdie, toe ek daar in, wat was dit, Checkers, nee, hierdie is 'n chocolate moeskoek. Ek is seker net om daarna te kyk, dink ek, dit lyk lekker, nee. Hierdie chocolate koek is mooi, hoor. En ek wil net vir julle noem, hierdie koek lyk amazing. En dis die doel van hom, is dit reg? Laat 'n koek so moet lyk, laat 'n koek lekker proe. Maar hy het nie net daar gekom van niks nie. Hierdie koek is gevorm deur 'n klomp verskillende bestanddele. En almal saam het op die einde gekom en iets gemaak wat ek en jy van hou en wat ek en jy kan geniet. En al hierdie bestanddele wat die koek van gemaak het, as jy hulle individueel gaan gebruik, is dit nie altyd lekker nie. Ek meen, wie wil 'n slukkie olie hê? Ek dink nie ons wil daar gaan nie, nee. Ek dink niemand is eintlik lus vir 'n slukkie olie. Of wie soek 'n lepeltjie koekmeel? Nee, ek dink nie enige van ons soek 'n lepel koekmeel, maar wie sal 'n eier eet? Ek dink, wie gaan jy eier eet? Okay, hier is hy. Is hy nog heel? Okay, gooi hom terug. Gooi hom terug, en ek kom hom vang. Okay, Okay, gee hom eerder vir my, net nou breek hy Jenny, hoor, ops! Okay, daar gaan die eier. Maar wie soek 'n happy chocolate? Yes, ons like chocolate, nee. Weet wat, nee, partykeer is ons lewe ook so. Partykeer gaan ons deur chocolate oomblikke en is lekker en ons geniet dit en is great, maar partykeer het ons bietjie olie oomblikke in ons lewe. Ons het bietjie koekmeel tye in ons lewe. Maar weet jy wat, en jy kan nie sonder daai oomblikke nie. En as jy daai oomblikke saambring en jy gooi hulle almal saam, dan vorm dit iets moois. Die Here love it. Partykeer gaan ek en jy deur verskillende goeders in ons lewe. Deur verskillende ingredients in ons lewe. En weet jy wat ek vir jou sê? Moenie weghardloop van daai goed, jy weet bly as jy daar is. Wees bly partykeer as daai oomblikke kom, want ek vorm jou. Want op die einde maak ek 'n mooi koek van dit. En as jy net uit dit wil uitklim, dan gaan jy mis wat ek in jou lewe wil doen. Wat ek in jou wil vorm. Waarna toe ek jou wil vat. Wat ek vorentoe met jou wil doen. So partykeer wil die Here jou nie uithaal nie, hy wil jou deurvat. Nee, want saam, al daai oomblikke saam, kom en maak iets mooi op die einde. Iets moois. En ek wil met jou praat, Johannes, dieselfde gehad. Johannes het oomblikke gehad wat nie so lekker was nie. Maar hy het oomblikke gehad wat baie lekker was. Ek meen, Johannes was in sy moeder skoot gewees, en Elisabeth se maag gewees. En op 6 maande kom Maria, wat ook swanger was, en sy naby kom, toe reageer Johannes in die moeder skoot. Hy het 'n goeie oomblik gehad. Hy was in die teenwoordigheid van die Here, het iets in sy lewe gebeur. En die Here self het deur engel Gabriël kom en 'n profetiese woord oor Johannes gespreek. Vir sy toekoms. Johannes het sy lewe vir die Here gewy. Hy het alles vir die Here gegee, het in die woestyn gebly, kameelhaar gedra, hy het sprinkane en heuning geëet, hy het goeie oomblikke gehad, hy het bedien. Kom ek lees vir jou daar, Matteus. Ons gaan lees daar Matteus 3. As jy wil saam lees. En ek gaan begin daar so by Matteus 3 vers 1. Sê: In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan af het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Hy het 'n chocolate oomblik gehad.
Hy het 'n goeie oomblik gehad. Ek bedoel, hier sê hulle die hele Judea, die hele omgewing, almal het na hom toe gekom. Here, help ons, hoe doen hy dit? Ons wil weet. Die hele Kersdorp moet kom. Moet ergens in 'n kerk wees. Nee, en hy het 'n goeie oomblik gehad, maak nie saak hoe hy gelyk het nie. Dit gaan oor wat hy gedra het. En die Here en almal het gekom na hom toe. En Johannes 1 vers 29, en die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God. Hy herken Jesus. Hy herken wie Jesus is. En hy wys na hom, want hy wil hom bekendstel aan almal. Dat almal kan weet, dis die Messias wat kom. En hier's Johannes, en hy maak Jesus bekend, en hy sê, dis hy wat die sonde van die wêreld wegneem. En nie lank daarna nie, het hy bietjie 'n sout oomblik. Hy word gevange geneem en in die tronk gegooi. En hy sit daar alleen. Nou daai tyd was tronke nie soos vandag nie. Dit was diep ondergrond, miskien vol mif, donker. Dit was anders, dit was 'n dungeon gewees. Maar kan ek vir een ding sê? Johannes verteenwoordig die kerk. Johannes is 'n beeld van die kerk. Van ek en jy. Johannes was die laaste profeet van die Ou Testament. Maar hy was ook die profeet wat die nuwe aangekondig het. En vandat ons klaarmaak in Maleagi, die laaste vers in Maleagi lees, tot die eerste vers van Matteus, was omtrent 'n 400 jaar tydperk gewees, tussen die twee. So mense het begin opgewonde raak, mense het iets gesoek, hulle het 'n Messias gesoek, hulle het begin iets soek, want hulle het nie veel gekry nie, ons lees eintlik niks van daai tydperk nie. En hierso sê dit, in Lukas 3 vers 15, en terwyl die volk in verwagting was, kan jy sien, 'n verwagting het begin in mense se harte skep, hulle het iets begin soek, en terwyl die volk in verwagting was, en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes, of hy miskien die Christus was. Hy is nie die Christus nie, maar hy verteenwoordig die Christus. Vriende, ek en jy is nie Jesus nie, maar ons gemaak na die beeld, na die gelykenis van God. Genesis 1:26. Ek en jy verteenwoordig Jesus. En Johannes het Jesus so verteenwoordig dat mense gedink het hy is dalk Jesus. Hoe lyk die kerk vandag? Sien mense Jesus op my en jou? Verteenwoordig ons Jesus so baie daar buite dat mense amper sê, ek sien Jesus, die beeld van Jesus in jou. In die kerk van vandag. Wat sien mense in jou lewe, as hulle na jou kyk, daar waar ons nie is nie? Eina hom kon nie. Verteenwoordig ons nog Jesus as die kerk? En Lukas 3, vers 3 en 4, en hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig, soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En vriende, as die kerk, is dit ek en jou mandaat om die weg te wys vir die wêreld, om die wêreld te point, of wat is die woord, in die rigting van Jesus, om Jesus aan te kondig vir die wêreld. Dis waarvoor ek en jy geroep is, dis waarvoor ons hierso is, dis ons roeping, dis wat ek en jy voor staan, dis wat ons doen. Johannes het gekom en die voorbeeld gewys van die kerk, van Jesus Christus. Maar ek wil vir jou sê, soos Johannes deur goeie en slegte oomblikke gaan, so gaan ek en jy ook deur goeie en slegte oomblikke, as die kerk. En ek wil hê ons moet kyk na Johannes se lewe, en hoe lyk dit, en wat kan ek en jy doen as dit met ons gebeur? En ek wil lees daar Lukas 7 vers 19, Lukas 7 vers 19. En Johannes het sekere 2 van sy disippels na hom geroep, dis nou terwyl Johannes in die tronk was, en hulle na Jesus gestuur en gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons in 'n ander een wag? Ek wil vir jou sê, vriende, as jy die wêreld jou bring op 'n plek, waar dit voel of jy bietjie gevange geneem is, of jy voel of jy op 'n plek is van sout, of koekmeel, of nie op 'n lekker plek is in jou lewe nie, soek die Here. Stuur na die Here. Hê 'n verwagting vir Jesus.
Moenie in jou eie vermoëns optree, en jou eie vermoëns goed probeer doen, en self probeer uit jou hardloop na Jesus toe, soos Johannes, hy het na Jesus toe, hy het 2 disippels gestuur na Jesus toe. Gelukkig het ek en jy die Here alomteenwoordig vandag. Maar die beginsel bly dieselfde vir my en jou. Bewaar jou hart bo alles. Bewaar jou hart, vriende. As jy in daai plek is, soos Johannes, in daai plek, ek kan net myself voorstel hoe moes hy gevoel het, die vrae wat deur sy gedagtes moet gaan het, die omstandighede, die hopeloosheid amper wat hy moes gevoel het, die twyfel wat hy moes ervaar het, in daai plek. Bewaar jou hart bo alles, vriende. Die Jode in daai tyd het eintlik die doop verstaan. Maar hulle het 'n ander konnotasie daaraan gaan, want dit was 'n reinigingsding wat hulle gedoen het, om hulle self te reinig. So hulle het hulle self ook baie keer gewas in die water tot reiniging, maar dit was 'n uiterlike ding gewees. En hier kom Johannes en hy bring iets nuuts. As die kerk bring ons iets nuuts, en hy bring iets vir die hart. Hy bring 'n boodskap van bekering vir die hart. Hy sê mense, julle het nodig om jouself vir die Here te gee. Jy het nodig om die Here in jou hart in te nooi. Jy het nodig om besny te word met die hart. Jy het nodig om bekeer te word, want dit gaan oor die hart, vriende. As jy in daai plek is, moet jy die Here soek, sodat jou hart bewaar kan word. Want uit die hart vloei die oorvloed. Want Johannes het nie lank daarna nie sy hart getoets. Sy hart is getoets. Gaan jou hart dit maak as jy getoets word? Is jy reg vir 'n toets? Het jy die Here ingenooi? Het jy jou hart vir die Here gegee? Het jy jou lewe aan hom gegee? Behoort jy aan hom, sodat jy in daai plek hom gaan soek? Sodat jy behoefte na hom gaan hê, nie na jou eie nie. Is jou hart reg, vriende, vir as jy op daai plek kom van beproewing? Johannes is getoets. Johannes het op 'n plek gekom waar hy getwyfel het. Want Johannes het ook geglo soos baie Jode. Die Here gaan kom, die Messias gaan kom, hy gaan die Romeinse ryk omvergooi, hy gaan dit oorneem, hy gaan koning word en hy gaan die Jode verlos. Maar hier is Johannes in die tronk en nog niks van daai goed het gebeur nie. Want hy het 'n ander verwagting op Jesus gehad. En ons weet vandag, dat is dieselfde Jesus wat toe Paulus en Silas in die tronk was, het hy die ketTINGS laat afval en deur het oopgegaan. Peter is die grond geskit en is uit. Waar is Jesus nou? Ek is seker Johannes het daai vraag gevra. Ek is seker hy het gewonder en hy het getwyfel. Waar is Jesus in hierdie situasie? Waar is God in hierdie plek? Ek wil vir jou sê, as Johannes getwyfel het, Elia, Abraham, Moses, Dawid, dan gaan jy twyfel. Vriende, ons gaan ook ons oomblikke hê van twyfel. Nou kan ek vir jou sê, ek onthou toe Tian en Roan op skool was, het ons so 'n jaar gehad dat ons hospitaal toe sou gaan, onthou jy? Elke Dinsdag aand na verskillende staatshospitaal toe gegaan. Want ek wou gehad het, hulle moet God beleef, hulle moet net hoor van God nie. Hulle moet sien hoe die Here mense aanraak. En ons het elke Dinsdag aand het ons hospitaal toe gaan, ons 3 dae afgesuiker en gaan bid. En so 3 kwart deur die jaar het ek nog niks gesien gebeur nie. En het my gevoel of ek bietjie, Here, ek voel bietjie vasgevang. Here, ek twyfel. Here, ek begin twyfel in wie God is en wat hy kan doen. Here, kan nie nog mense aanraak. En ek onthou, was 'n klompie ouens gewees wat besluit so 1 keer 'n maand gaan ons hier in die middestad in en dan gaan bid ons vir mense. En ons bid vir mense maar ek sien niks. En dan begin ons bietjie twyfel. Ek moet eerlik wees, vriende. En dan as ek by iemand staan en ek bid vir hulle, dan is ek al klaar besig om te twyfel. Here, gaan jy hierdie keer, na die 500ste keer, gaan jy nou iets doen, Here? Gaan ons nou iets sien, Here? En dan begin 'n mens bietjie wonder, 'n mens bietjie gaan twyfel. Kan ek vir jou sê, vriende, twyfel is nie ongeloof nie. Twyfel is nie ongeloof nie. Twyfel is nog steeds ek glo in Jesus. Ongeloof is ek glo nie in God nie. Ongeloof is ek glo nie in Jesus nie. Twyfel is ek vra. Ongeloof is ek stel nie belang nie, maak nie saak wat nie. Maak nie saak watter bewyse is nie, ek stel nie belang nie. Twyfel is 'n stryd. Ek soek die Here. Ongeloof is 'n kondisie.
Geen nie om nie, ek wil niks weet nie. As jy twyfel, vriende, is nie sê jy is ongelowig nie. Om twyfel, ek verstaan net nie, Here. Ek verstaan net nie, dis groter as ek. Ek verstaan net nie, maar ek soek U nog, Here. Nog steeds, ek weet nog steeds wie U is. Ek weet nog steeds U is die God van genesings. Al twyfel ek, Here, hoekom nie iets nou gebeur nie? Want ek verstaan nie. Mense, ek wil nie met jou praat oor om nie te twyfel nie. Ek wil met jou praat oor wat doen jy as jy twyfel? Wat doen jy as jy twyfel? Lukas 7 vers 20. En toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na U gestuur. Is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En in dieselfde uur het hy baie mense genees, Jesus. Het hy baie in dieselfde uur wat daai 2 disippels gekom het en hom gevra het. Mense, jy moet verstaan, hier is Johannes, wat die Jesus aangewys het, gesê, daar's die Messia, dis God, sien julle almal, ek maak hom bekend aan die wêreld, hier sit in die tronk en stuur 2 disippels vra, is U die een wat sou kom? Johannes het getwyfel in daai plek, hy stuur sy 2 disippels, hier kom die 2 disippels by Jesus aan en sê, Johannes my gestuur om te vra, is U die Here? Is U die een wat sou kom en hier soos wat die Here doen? En in dieselfde uur het hy baie genees en siekes en kwale en bose geeste en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig en salig is elkeen wat my nie aanstoot neem nie. Mense, soek die Here in jou twyfel. Soek die wie is in jou twyfel. Toe Moses sê, Here, maar wie moet ek vir die mense sê, met wie het my gepraat, sê hy, ek is. Soek die ek is in jou twyfel. Vriende, moenie 'n pleister plak nie. Moenie 'n pleister plak nie. Die Here wil nie jou twyfel wegvat, hy wil jou deurvat. Hy wil jou deur jou twyfel vat. En soms het ek en jy vergeet ons die een wat by ons is. Omdat ons so gefokus is oor wat om ons is. En het ek en jy nodig om weer herinner te word wie by ons is. Ek en jy moet weer herinner word wie by ons is. Johannes het nie sy disippels gestuur en gesê, gevra vir die Here om my te kom uithaal. Kom vra die Here om my te kom red. Kom vra die Here om hierdie tronk goed te stop nou nie. Hy het gestuur en gevra, sê my net weer wie is hy? Is hy die een? Is hy die een wat sou kom? Dis vir my genoeg. As ek dit weet, Here, kan ek kan ek dit maak? Here, as ek dit weet, as ek net weer herinner word, dan wie is Here, dan kan ek vas staan vir waar ek is. Here, dan kan ek my geloof weer nuut wees. Here, dan kan ek weer hoop hê, Vader. As ek net weer herinner word aan wie is Vader, kan my geloof weer opstaan. Want partykeer wil die Here jou nie uithaal nie, hy wil jou deurvat. Partykeer moet my gebed nie wees, Here help nie. Partykeer moet ons gebed wees, Here herinner my net weer. Wie is U? Kom sê my net weer, ek wil net weet die ek is. Ek wil net weer weet, wie is dit? Jy sien mense, ek en jy word herinner deur die woord van Christus te ontvang. Want die woord het deur daai 2 disippels teruggaan en Johannes het daai woord ontvang, terwyl hy daar gesit het. En ek en jy het nodig om die woord weer te ontvang. Hoe ontvang ons die woord? Deur die Heilige Gees, deur die woord, deur die Bybel te lees, deur mense om ons, deur die natuur. Dis hoe ons die woord hoor. Johannes moes 2 disippels gestuur het. Maar dis hoe ek en jy die woord hoor vandag. Nou ek wil vir jou sê, die Here het met 2 groepe mense gepraat daar. Hy het gepraat met die skare en het gepraat met Johannes. Nou wat het hy gesê vir die disippels? Die boodskap wat hy vir Johannes moet gaan gee. Hy het vir hulle gesê, gaan en sê vir Johannes wat julle sien. Want Johannes het nie nodig om te hoor hoe great hy is nie. Hoe groot profeet hy is en hoe wonderlik hy is nie. Johannes het nodig om geloof te kry. Gaan sê vir Johannes, ek maak nog siekes gesond. Die blinde sien, die krepeles staan. Johannes, daar waar jy is, moenie worry nie. Ek is God bo alle omstandighede.
En toe die 2 disippels weg is, toe praat die Here met die skare. Toe sê hy vir hulle, daar's 'n profeet. Man van God, vir wie ek lief is. Profeet soos geen ander, voor hom was nie. Want die skare moes nie hoor wat Jesus doen nie, hulle moes hoor wie Jesus sien, want môre is een van hulle dalk daar, dan moet hulle weet, dat al is ek daarso, die Here nog steeds lief vir my. Want hier waar die Here staan, vertel hy hoe great is Johannes. Ek is vir Johannes lief. En as jy in die tronk is, maak saak wat jy gedoen het om daar te kom nie. Maar hy was onskuldig daar, maar partykeer maak ek jy 'n bietjie droog in ons daar. Maar skare, ek wil julle moet weet, ek is nog lief vir hom. Hy is nog steeds my seun. Hy is nog net so belangrik vir my. Julle moet dit weet, want môre is julle dalk in daai plek, en dan moet jy weet, dat die Here sien jou nog steeds, na sy beeld, na sy gelykenis, want die Here skei identiteit van optrede. Hy sien jou vir wie jy is. En die Here het die volk bevestig om te sê, my liefde vir jou staan vas. Maak nie saak waar jy is nie. Maar Johannes, jy moet weet, ek is nog die God bo omstandighede. Sodat jou geloof gestig kan word. Vriende, moenie aanstoot neem nie. Die Here sê daar vir hom, geseënd is die een wat nie aanstoot neem, want partykeer wil ons my wil op die Here sit, en dan gebeur dit nie, en wat doen jy dan? Nee, weet jy, die kerk ding werk nie meer vir my nie. Ja, die Here, ja, ek weet nie, ek sien niks, ek hoor niks. Jy weet, wat van as jou verwagting van wie die Here is, of wat hy moet doen, nie nagekom word nie? Gaan jy offended raak? En net wegstap? Of gaan jy soos Johannes, Here, ek soek U nog steeds, al is ek al 'n jaar, Johannes, hulle reken Johannes was al 'n jaar in die tronk gewees. 'n jaar, mense. 'n jaar is lank as jy in 'n plek sit, en met 4 mure en is donker. Maar nog steeds gee hy nie op nie, nog steeds stuur hy en sê, Here, ek het net nodig om weer te hoor wie U is, sodat my geloof kan gestig word in hierdie plek, sodat ek kan opgee en wegstap nie, Here, sodat ek kan aanstoot neem, omdat ek U nie sien opdaag nie, Here. Maar ek het net nodig om te hoor, Here, ek is nog steeds God bo omstandighede. Here, is vir my genoeg. Dis vir my genoeg. Want al verstaan ek nie nou nie, Here. Weet ek. Hierdie dood is nie die dood nie, Here. Dis die ewige dood wat die probleem is. En daai een is gecover. So hierdie een maak nie saak nie, Here. Jy weet, ek wil vir jou sê, vriende, Johannes verteenwoordig die kerk, en Johannes het 2 mense na Jesus gestuur, en daai 2 mense het teruggekom, en het vir Johannes 'n goeie boodskap gegee. Daai 2 mense is gekoppel aan 'n woord, evangelisasie, evangelie. Die woord ook, daar's 'n Griekse woord, sukkel bietjie om uit te spreek, maar euangelion, dit beteken bringer of good news. Bringer of good news. Nou, eintlik was dit 'n militêre term gewees, evangelie. Want in daai tyd, as iemand, as 'n ander volk gekom het, en hulle weermag gestuur, en hulle teen 'n Romeinse stad kom oorlog maak, dan het die Romeinse stad hulle weermag bymekaar gekry, en 2 weermagte het teenoor mekaar kom staan, want hierso is 'n volk wat wil kom, en hulle wil kom steel, slag en verwoes. En nou stuur hulle ook 'n weermag. En dan, in baie gevalle, sal hulle 'n kampioen kies in elke weermag. En as hulle saamstem om dit te doen, dan kom daai 2 kampioene, hulle veg teen mekaar. En dan, sodat die stad nie hoef te veg nie. Daai kampioen staan in vir die stad. En hy veg, en as daai kampioen oorwin, dan kies hulle 'n soldaat. En hulle sê vir daai soldaat, gaan hardloop terug stad toe en vat die goeie nuus dat die oorwinning is gebring. En daai soldaat het hulle evangelis genoem. Die bringer van goeie nuus. Vriende, ek wil vir jou sê, ek en jy is almal evangeliste. Moenie sê, ja, maar dis 'n gawe vir spesifiekes nie. Nee, dit is nie. Ons is almal evangeliste, vriende. Ons is almal geroep om die boodskap van rekonsiliasie te bring. Ons is almal geroep om die lig van die wêreld te wees.
Ons is almal geroep om die goeie nuus aan te kondig. Daar's mense wat in gevangenis is, daar's Johannes wat vasgevang is, en hy soek 'n evangelis. Ja, evangelis is nie net iemand wat goeie nuus vir die verlorenes bring nie. 'n Evangelis is ook een wat goeie nuus vir die geredde bring. Ons dink altyd evangelis die ou wat Indië toe gaan of Afrika toe en die evangelis verkondig die woord en bring, yes, dit is so. Maar die evangelis bring ook die goeie nuus vir die geredde om hulle te bemoedig. Om hulle te versterk. Om hulle net te herinner. Johannes se 2 disippels was evangeliste vir hom gewees, om net weer kom herinner aan die goeie nuus en wat Jesus gedoen het. Johannes staan vas, Jesus wie hy is, hy's nog steeds die God wat gesond maak, hy's nog steeds die God wat dooies laat opstaan, hy's nog steeds daai een Johannes, hou vas Johannes, hou vas, dit is hy, en hy gaan jou red Johannes, hierdie dood, is eintlik waar dit gaan nie Johannes. Maar die Here red jou lewe. Is dit nie amazing nie, vriende? En die Here roep my en jou as 'n kerk, en miskien vanoggend wil die Here net kom en net vir jou versterk, en net vir jou encourage, net vir jou en jou situasie, net weer kom herinner. Miskien is ek die evangelis vanoggend wat vir jou kom sê, vriende, God maak nog steeds gesond. God wek nog dooies op. God maak nog die lamhande versterk. God is nog een van hoop. Hy is nog jou antwoord. Hou vas aan hom. Moenie opgee nie. Miskien voel jy het nog nooit eers 'n commitment gemaak nie. Miskien net daar waar jy sit, dit hoef nie 'n groot ding te wees nie. Miskien net daar waar jy sit is genoeg. Want dit kom van hier af. Here Jesus, kom gee my lewe vir U, Here. Kom in my hart en Here. Kom maak nuut, Vader. Dankie Jesus. Miskien roep die hele jou om 'n evangelis te wees. Hy doen. Miskien wil jy vanoggend net sê, Here, vat my net dieper in dit in, Here. Geef my net daai boldness, vat weg vrees vir mens. Dat ek die bringer van goeie nuus kan wees.